Goeienaand. In die pelgrimsdae sal die son jou nie steek nie. Daar is 3 beloftes oor die pelgrimsdae. Die Here sal jou voet nie laat wankel nie, die son sal jou bedags nie steek nie, en die Here is die skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die mag van die son en sy invloed op die mens se hele bestaan kan nie onderskat word nie. Die felheid van die son in die semi-klipwoestyn van Judea was waarskynlik een van die grootste gevare vir die reisiger van daardie tyd. En weens die geweldige invloed van die son op die mens en die mens se magteloosheid daarteen, was die son in die Bybelse tyd een van die algemeenste afgode wat aanbid is. Die bekendste voorbeeld hiervan is seker die Egiptiese afgod Ra. Daar is geglo dat die son in homself mag het om mense seer te maak, te steek. Ons moet Psalm 121 teen die agtergrond lees van Israel wat geleef het te midde van volke wat geglo het en in die berggode ook die maan en die son aanbid het. Die volk van die Here het ook nie heeltemal aan die versoeking ontkom om die son te aanbid nie. In 'n gesig neem die Here byvoorbeeld vir Esegiel na die tempel in Jerusalem en wys hy hom al die verskriklike dinge wat die volk in die tempel gedoen het. Esegiel 8 vers 15 tot 16. Die Here het vir my gesê, sien jy mens, maar jy sal nog afskuweliker dinge as hierdie sien. Hy bring my toe by die binneste voorhof van die huis van die Here. Daar in die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was 'n stuk of 25 man met hulle rug na die tempel van die Here toe en hulle gesig na die ooste toe. Hulle was besig om in aanbidding voor die son neer te val na die ooste toe. Hoewel ons vandag selde met sonaanbidding te doen het, weet ons dat die son 'n geweldige invloed op ons lewe het. Dis die enkele grootste maaksel van God wat 'n direk invloed op ons lewe het hier op aarde. Daar's niks wat die nietigheid van die mens so beklemtoon as die magtige strale van die son nie. As 'n mens nie skuiling teen die son het nie, verbrand en ontwater en sterf die mens. Die son is egter nie 'n krag in homself nie. Hy's 'n maaksel van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Hy het ook die son geskep. Die son is in sy hand. In sy genade, omdat lewe nie sonder die son moontlik is nie, laat hy dit skyn oor regverdiges en onregverdiges. Hy is egter nie van die son afhanklik nie. Daarom lees ons in Openbaring van 'n nuwe stad Jerusalem, wat nie die son en die maan nodig het om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. God is selfs by magte om die son terug te skuif. As ons in Jesaja 38 vers 7 lees, staan daar, ek die Here, gee vir jou die volgende teken, dat ek sal doen wat ek gesê het. Ek sal die skaduwee wat reeds teen die trap van Agas se sonwyser afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. Die son het 10 trappe teruggeskuif op die trappe waarop dit reeds afgesak het. Dis hierdie Here wat jou verseker dat die son jou bedags nie sal steek nie. Die Here wat groter is as die son, wat die son geskep het en die son in sy almag gebruik, hy beloof dat hy jou bewaarder selfs teen die son in sal wees. Hy sal jou bewaar teen fisiese gevare. Juist daarom het Jesus se lyding in bloedige sonskyn plaasgevind. Dit het hom uitgemergel en laat uitroep, ek het dors. En tog sterf hy nadat die son helder oordag, so deur God verduister is, dat dit pikdonker geword het. Deur hierdie kruisdaad heen, kry ons deel aan die liggewende, lewegewende God. Die profesie van Jesaja 60 vers 20 word in Jesus vir ons ook waar. Jou son en jou maan is die Here. Hy gaan nie onder nie. Hy word nie dof nie. Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jou dae van smart is verby. Goeienaand.